Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Soos julle kan sien het ek my nuusboerhemp aan, maar buite die ateljee bibber mens, dis behoorlik winter. Corneille, die heel beste is om 'n materiaal te kies wat warm is in die winter en koel is in die somer. Ek kan sien wat jy aan het, so sy mekaar net. Presies net so. Hallo julle, vandag gesels ek met Carla Esterhuise van Mowi South Africa. Ek sien uit, hallo julle. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere, ons kry 'n fascinerende blik op Suid-Afrika se seibokhaarbedryf. Plus ons besoek Ashton Winery, wat op die bekende Route 62 in die Robertson Wynvallei geleë is. Hier is Corneille en Carla. Hallo julle en baie welkom by die aflewering van Nuusboere. En ook ons gas Carla Esterhuise van Mowi South Africa. Baie welkom Carla. Baie dankie Corneille, dis lekker om hier by julle te wees. Carla, ja, jou liefde en kennis van seibokhaar, vertel my 'n bietjie waar dit begin. Man, dit het begin op 'n vroeë ouderdom al vir my. Ja. Toe ek nog op skool is, die eerste keer wat ek 'n Angora bokkie gesien het, toe is dit. Toe het ek geweet ek wil baie graag in die bedryf wees en van daar af het ek net begin my liefde uitleef. Ek was op Grootfontein Landbou College. Na Grootfontein het ek direk in die bedryf gespring en daar begin werk en ja, ek is gelukkig om op hierdie stadium in 'n posisie te wees, my passie te deel met ander mense. Ja, dis lekker om te weet. Nee, ons gaan lekker saam kuier vandag. Die seibokhaarbedryf in Suid-Afrika is 'n belangrike onderwerp en dit verdien meer aandag. Die vraag is hoe die bedryf vaar en of daar nog geleenthede vir nuwe toetreders is. Nuusboere het gaan kers opsteek. So die Mower storie het nie net begin by 'n Angora bok nie. Toe my dogtertjie 1 jaar oud is, het ek my pa verloor. Hy was siek aan kanker gewees. En 9 maande later het ek my ma verloor. So dit was 'n baie vinnige, ons lewe was vinnig deur mekaar gegooi. Ek het op die plaas groot geraak, so die plaas is vir my 'n liefde en is 'n plek wat ek ken. Is 'n plek van waar ons generasies gevestig is. En op daai stadium was my broer het geboor. In 2022 het hy vir sy eie redes besluit om van die plaas af te gaan. En dit was my keuse gewees toe om te begin en na die plaas te begin omsien. Ek het nie geweet waar om te begin nie. So ek het stappie vir stappie begin. En ek het eers net te begin om te restaureer, van grondrestaurasie, kampe, drade, infrastruktuur. Het was 'n stadige lang proses, ek het dit self gedoen. En na 'n jaar van restaurasie en regmaak, dink ek het almal begin kriebelrig geraak en almal het diere gesoek. En ons het so stadig aan begin met ons diere. En ons kom van 'n agtergrond waar bokke altyd op die plaas saam met ons gewees het. So, en ek is lief vir bokke. So dit was die eerste rigting waarin ek gemigreer het, was om te kyk om bokke aan te koop en met bokke te boer. My buurman het my gehelp om my eerste 49 oetjies bymekaar te maak. En ek het na die veiling gegaan saam met my buurman en hy het my so 'n bietjie rondgewys. Daar was soveel om van te kies, want jy het natuurlik goeie genetika nodig, maar hoe besluit jy wat is reg vir jou omgewing? Watter bouvorm om na te kyk? Watter horings is die regte horings? Watter koppe is die regte koppe? So daar is soveel vrae as jy begin om waar om te begin. So dit was my eerste bokke. Ek het weggeloop en ek het my eerste 50 bokke op daai stadium mee begin. En ek was seker die kleinste boer ooit. Maar dit is hoe ons pad toe begin het in 2023. So ons is nou 2025 en ons staan nou net oor so 500 bokke. Om die beste veselkwaliteit te kry, is die sorg van jou bok baie belangrik. Eerstens jou water, jou kos, en dat jou bok in 'n goeie toestand is. Genetika is kern. Jy kan dit nooit
omwentel nie. So jy koop in jou goeie genetika, jou goeie ramme, maar van daar af aan is die onderhoud van jou bok is belangrik. Goeie veld, maak seker dat jou veld is in 'n goeie toestand en dan maak seker dat jou waterbakke skoon is, dat jou bok kan in 'n goeie kwaliteit wees, dat hy nie siektes optel nie, en dat jy jou enting en jou dosering op die regte tyd plaasvind. So die bokke skeer ons 6 maande, elke 6 maande. Die voorbereiding voor skeer is om seker te maak dat jou bok se vesel in die beste kwaliteit is. Dit doen ons deur dat ons die bokke dip. So hulle gaan deur 'n was. Dit is 'n was wat aanbeveel word spesifiek vir die mark. Jy het 'n was wat hulle deurgaan en dan word hulle deur 'n soft was wat hulle agterna, dis skoon water basies. Daar word geen middels gebruik op die hare nie, sodat die hare natuurlik moontlik voorkom. Die enigste doel daarvan is dat die meeste stof en die meeste klitse kan uitkom uit die hare uit, want natuurlik die bokke loop 'n natuurlike veld, en jy werk met natuurlike elemente. So skeertyd kom hulle dan in, ons werk met spanne. Ons werk byvoorbeeld met die House of Fiber span, en hulle is opgeleide skeerders wat inkom. Jy skeer of masjien of handskeer. Hare word geklas elke dag, soos jy skeer, en dan finaal word hulle in die sakke gesit nadat hulle geklas is en uitgesorteer is, en ons neem hulle af na die makelaar toe vir verkoop. Ek dink Mower Suid-Afrika het 'n wonderlike raamwerk ingestel vir Angora boere en leer almal baie mooi. Dit is nie dat jy jou eie pad moet vind in die wêreld nie. Ons word so baie inligtingsdae gehou en geleer. Ons het 'n wonderlike veearts wat in die omgewing is. Ons het 'n kommunikasie wat oop is dag en nag. Ons het wonderlike veldbeamptes wat die rondes doen en baie vrae antwoord. Ons behoort aan 'n RMS groep, waar ons jaarlikse deur al ons raamwerk van ons boerdery gaan en kyk waar ons kan verbeter. So oor die algemeen dink ek dat tye het baie verander en ons het die moeilike raamwerk vir ons vergemaklik dat dit in die toekoms doenbaar kan wees in klein happies op klein stadiums. So uitdagings op 'n Karoo plaas is baie, en ek dink ons grootste uitdaging is Karoo, hierdie deel van die Karoo is eilbevolk. So jy het nie baie mense wat nog die kans sien om te boer nie, en veral in hierdie area, jou reënval is baie laag. So jy moet kreatief dink om te kan oorleef. Jy moet op jou voete dink. Jy moet godsdiens onder jou arm saam met jou dra. En jy bid baie lang ure soos jy in die veld deurloop. En ek het al baie kere dan dink jy, jy kan nie verder nie, jy kan nie vorentoe nie. En dan pak die mees ongelooflikste wolke saam op die regte tyd. En jy kry hierdie seëning van reën. En dit is ongelooflik, hierdie Karoo verander in 'n paradys. En dit is die mooiste plek. So dan bring dit jou weer terug na jou skepper toe en om aan te gaan. Net hierna, ons besoek Ashton Winery in die Robertson Wynvallei. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle, en nou vir 'n Kaapse draai. Ashton Winery in die Robertson Vallei het 50 aandelewers wat gesamentlik 24,000 ton druiwe lewer. Dit word verwerk in 'n verskeidenheid kwaliteit wyne en druiwesap. Nisboere het gaan proe. So hier by Ashton Keller vervaardig ons 'n wye reeks van produkte wat afkomstig is van 'n verskeidenheid van hoeveelhede kultivar.
wat geproduseer word deur ons produsente. In ons totale keller opset produseer ons omtrent produkte van 20 verskillende variëteite in ons vallei. En op die ouende gaan dit in Ashton Winery se handelsmerke in en daar is ook 'n wye verskeidenheid van reekse wat voorkom. Ons het ons Ashton Winery handelsmerk, ons het ons Joy reeks en dan onder andere het ons bag in the boxes wat val onder satijn, die satijn reeks en dan het ons ook ons premium reeks wat ons Chardonnay Limited insluit, ons Pinotage Winemakers Reserve, ons Rodewaal en Lift the Eye wat 'n rooi versnitte is. Ons het by Ashton Winery het ons 'n baie unieke en bevoorregte opset waar ons druiwe kry van omtrent 38 verskillende produsente wat gebaseer is reg deur die Robertson Wynvallei. So vanaf Robertson al die pad tot by Ashton tot en met Bonnievale. En dit gee vir ons regtig waar die geleentheid om druiwe te selekteer van die beste gronde, die beste wingerde en dit sit ons in 'n posisie om dan topkwaliteit wyne te produseer. So die prosesse wat dit aanbetref in die wynkelder, ons witwyne maal ons af, koue temperature, gisting teen optimale temperature met verskillende gisrasse en aan die rooiwynkant vind fermentasie plaas waar jou sap in kontak met die doppe is, waar jou kleurekstraksie en tannienekstraksie vandaan kom om ook dan nou op die ouende rooiwyne te produseer met goeie kleur en goeie struktuur. Ons is as 'n groot keller baie gefokus op kwaliteit. In 2018 het ons in ons huidiglike groot kelder het ons 'n klein kelder begin en hierdie wyne wat agter my is in die vate word alles geproduseer in ons premium klein hoeveelheid kelder. So ons is daar toegespits op topkwaliteit druiwe wat ons natuurlik kry van ons produsente. Dis handgeselekteer, dit word gebring in kussies, ons maal dit af met klein afmaalmasjien, fermentasie vind plaas in klein tenke en ons basketpres al ons rooi druiwe wat in daai reekse ingaan. En dit plaas ons net in 'n posisie dat ons regtig waar gefokus is op kwaliteit. Ons kan wyne in die mark sit teen topkwaliteit wat met ander goeie kelders in die area en in Suid-Afrika kompeteer. En dan aan die witwynkant doen ons 'n Chardonnay Limited reeks wat ook in Franse eikehout verouder word. By Ashton Winery fokus ons op 'n wye verskeidenheid van standaarde by die produsent op die plaas sowel as in die kelder. So op die plaas of by die produsent fokus ons op IPW, geïntegreerde produksie van wingerd en wyn en dan fokus ons ook op Vita wat 'n etiese standaard is en dan in die wynkelder self het ons 'n ISO 22000 voedselveiligheidsstelsel en hierdie standaarde sit ons net in 'n posisie om ons produkte te definieer in die mark binnelands sowel as buitelands en dit gee ons kliënte ook net daai sekerheid van kwaliteit, voedselveiligheid ensovoorts. Ashton Winery paars het ons in 2025 so 17.800 ton druiwe gepaars en dit het vir ons omtrent so 13.7 miljoen liter se produk voorsien. Ons beoog om so 18 tot 20.000 ton druiwe te verwerk deur ons fasiliteit. Dit is vir ons belangrik om volhoubaar te wees op die langtermyn natuurlik, want hoe meer tonne ons deur die fasiliteit sit, hoe beter is dit vir die kelder en vir die produsent op die plaas. Ek dink jy moet regtig waar die liefde vir dit hê om mooi wyne te produseer en ja, ek dink dis 'n unieke bedryf wat ons inwerk, né? So dit is 'n kompeterende bedryf. Die kwaliteit moet goed wees. Die kompetisie is sterk daar buite. So dit bly lekker net om jou eie produk daar buite te sien en dit bied vir soveel mense in ons vallei satisfaksie. Caroline, ja, dit wys dat moontlik is as mense slim saamwerk. Net so Corneil, ons bedryf ook. Hoe meer ons saamwerk, hoe beter is ons produk op die einde van die dag. Ja, dis goed. Daarop sal ek ietsie klink. Nou ja, ons gaan gou winkels toe en ons is nou weer terug.
Net hierna, ons gesels met Carla Esterhuise van Mohair South Africa. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Carla, ja, ons gaan vandag gesels oor jou passie, die Sybok bedryf wat vir myself nog 'n bietjie liete vreemd is. Ek het baie vrae, ek gaan vinnig praat en baie. Maar sê jy ja, net inleidend as iemand nou kyk hierdie en dit as 'n besigheidsgeleentheid sien, is dit iets wat jy dink lonend bedryf kan word in Suid-Afrika? Corneille is definitief 'n lonende bedryf. En ek weet almal sal so sê oor hulle produk dat ja, dit is lonend. So kom ek gee jou dalk 'n paar feite. Yep. Net om vir julle 'n idee te gee. Ons het laasweek een van ons veilinge gehad en ons bokhaar se gemiddeld was R373 per kilogram. Ja. En waar die hoogste prys op die veiling op die dag was vir R930 per kilogram. Ja. So om dit te vergelyk met ander tipe instansies sal ek definitief sê bokhaar is baie lonend. Maar dadelik as jy sulke goed sê, sal my eerste vraag wees, hoeveel kilogram kan jy as jy gelukkig is kan jy van een sê maar Angora bok afhaal dan? Ja, so ons werk om altyd, ons het 3 verskillende ouderdomstipes. So met jou klein bokkie sê ons altyd jy kan enigiets tussen 500 en 600 gram afskeer. Ja. En dan jou groot bokkies, dis jou ooitjies. Ja. Hulle sal jy hier by 1.5 na 1.8 afskeer. Ja. Dit hang ook af van klimaatstoestande. Ja. En dan jou rammetjies is 'n bietjie meer, so jou ramme kan jy enigiets tussen 2 en 3 kg afskeer. So, okay. Ja, en anders is jy maar gewone boerbok of selfs in die wildbedryf wat jy iets het wat gaan gejag word of geëet word. Julle sin kan jaarliks en as ek jy miskien reg hoor nou selfs 2 jaarlikse inkomste lewer. Ja, so ons keer ons bokke elke 6 maande. Ja. Elke 6 maande kry jy daai inkomste. So dis is nie so baie bedrywe wat jy dalk nou 1 keer 'n jaar dalk 'n inkomste kry of dalk 2 keer as jy nou die bok ook verkoop nie. Ja. So ons bedryf, jy skeer hom elke 6 maande en dan in lamtyd kan jy nou weer jou lammetjies ook dan nou weer verkoop en dit genereer vir jou nog 'n inkomste. Jy kan obviously begin het jy gaan met vir jou as jy spasie het sê maar Angora bok of 'n klompie koop. Van hoe oud moet hy wees voor jy hom sal kan begin skeer? So skeer, as hy 6 maande oud is dit sy eerste skeer. Yes, ja, okay, so hy het 'n dadelike omset wat hy het. Okay. Ja. En ek het al lank te klein was ons 'n TV-advertensie van Farmers Brown hoenders wat hy gesê het hulle proe so lekker, hulle eet so lekker. Ja. Hulle omstandighede wat jy vir hulle voer en waar hulle is soos waar in die land is, sê maar Angora bok in die Oos-Kaap en ek weet jy is nou so bevoorreg met in Port Elizabeth te bly of een wat in 'n ander deel van die land loop, het dit 'n invloed op die kwaliteit van die Sybok hare of dit het definitief. So daar's verskeie areas in die land waar die bokke loop, hoofsaaklik in die Oos-Kaap. Ja. So ons het so 78% van ons bedryf se boere is in die Oos-Kaap. Ja. En dan so 19% in die Wes-Kaap en dan is daar ook hier sommer naby julle in Gauteng area is daar ook bokkies. Ek kan my tuin 'n paar sit. Ja, ek kom nie. Dis ek ook 'n nisboer. Ja, so dit hang af van die klimaat en snaaks genoeg in die droogte tyd hou die bokkies daarvan. Wel nou moet jy ook nou in gedagte hou, jy voer hulle ook nou weer bietjie in die droogte, so dan raak ons haar weer fyner. I see. Okay. So hoe fyner ons hare is op die einde van die dag, hoe meer inkomste kry jy daaruit. So die kopers die kopers soek nou weer fyner hare en dit gaan nou weer afhang wat se kledingstukke jy gaan maak op die einde van die dag. Ek lei dan af daar gaan 'n graderingsstelsel wees. Is dit iets wat ons nou hier gaan sien of verduidelik wat hier so is? Dis reg. Ek het vir julle sommer so net die prosesietjie vir julle gebring net om vir julle 'n idee te gee. So aan hierdie kant Corneille is nou wanneer ons net klaar die bokkie afgeskeer het. Ja. As jy sien dit so baie krulletjies, dis wat ons soek. Ons soek meer krulletjies in die draadjies. Ja. En dan die tweede prosesie hierso is nou wanneer hy klaar gewas en gekam is. So jy gaan sien daar's nog so 'n paar saadjies so tussenin as jy daar gaan kyk. So daai enetjie naaste aan jou, dit is wat ons noem ons tops. Ja. So in daardie vorm gaan hulle meerderheid van die uitvoere gebeur op daardie vorm. Ja. So 80% van ons uitvoere voer ons uit op die tops. Ja. En dan gaan jy sien hier's 'n mooi wit bolletjie wol by jou. Ja. Nou daai proses doen ons ook in Suid-Afrika en ons voer hulle dan so uit ook. Ja, maar jy het nou 'n belangrike woord gesê, het altyd musiek in my ore as jy praat van uitvoer, want oomblik as ek uitvoer hoor, sien ek 'n
amper onmeetbare groot marke buite. So dit is so dat mens kan uitvoer en dan lyk al dan moet daar vraag in die buiteland wees na Suid-Afrikaanse seibokhaar. Daar is definitief ons twee grootste uitvoere is China en Italië. Dan het ons ook die groot modehuise wat ook die aanvraag het tot op die fyner segment van ons mark. Ja, maar dis baie goed want nou weer eens mense sit nou kyk, hulle het nou planne, hulle wil op pensioen gaan, hy het 'n losgeld en hy wil dit aanwend, hy wil 'n nisboer word, maar ou gaan nie iets begin as hy wonder die sou wat nie, maar as ek reg verstaan, so daar is 'n groot mark nog steeds buite dat ons kan ontgin as Suid-Afrikaners en jy, as ek jou reg verstaan, kan help of assisteer, want iemand wat net môre gaan begin met dit boer gaan wees, maar wat nou, waartoe gaan ek, maar julle sal daarmee kan bystaan. Ja, definitief. Ons is daar as Bokker Suid-Afrika, help ons die boere. So sou enige iemand 'n boer wil word, is hulle welkom om my te kontak. Ons sal vir hulle al die inligting deurgee hoe om dit te word. Natuurlik, jy kort maar jou stukkie grond en dan net die liefde vir diere. Ek meen, as jy klaar die liefde vir diere het, is jy 'n baie groot stappie voor en die inligting deel ons met julle. Ek kom uit na die plaas toe, ek gee julle 'n bietjie opleiding. Ons het baie soos ons makelaars in ons bedryf het 'n groot rol in ons bedryf want hulle help ook dan ons boere deur vir hulle te help op die plase, deur te wys wat hulle moet doen, hoe om met die bokkie te werk en hoe om daai klein bokkie op die einde van die dag groot te kry en wins te maak daaruit. Ek gaan beslis self probeer, weet jy, maar jy het my nou eintlik al oortuig om ook so op die kantlyn so ou nisboers te waarop van seibokhaar. Ek dink ook om vir ons kyk is dit maklik te maak, so ons as dit met julle reg is 'n klompie van julle produkte sommer op die Wildbuy ons aanlyn winkel sit met al hierdie produkte agter my sit is altyd daar dat hulle een stop winkel het waar hulle kan gaan bestel. Maar as ek jou reg hoor, dit is 'n nog in sy beginnerskoene, daar's nog baie geleentheid vir groei. Se mense wat kyk en dink hier's 'n geleentheid, kan maar met vrymoedigheid bietjie hulle hande aanwaag. Ek dink ons is baie opgewonde oor wat die toekoms vir ons inhou, vir ons want ons het regtig 'n wonderlike nisproduk wat ons lewer. En nie net om te boer nie, maar self om verder in die waardeketting te wees, is 'n ongelooflike ondervinding om net deel te wees van ons bedryf. Karel, verskriklik dankie, jy het waardevolle inligting gedeel. Ek gaan verseker vir jou kan kuier as ek weer onder 'n Port Elizabeth is. Baie dankie Corneille, dit was regtig lekker om vandag saam met julle hier te kan wees en my passie te deel en moontlik 'n paar kykers te inspireer. Ouer gewoonte, dankie ook aan die spesiale gaste, julle die kykers. Mooi loop en onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. Baie dankie aan alles verskaffers wie se logos hier op die skerm verskyn. Dis julle hulp en ondersteuning wat moontlik maak om programme soos hierdie aan te bied. En onthou asseblief ook stuur nog steeds vir ons al julle voorstelle na die e-posadres wat onder in die skerm verskyn. Ons kyk na elkeen van hulle. Tot volgende keer. Mooi loop. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is 'n plank wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.